Baie welkom vanaand by 2025 se Kersangdiens. Mag Immanuel, God wat met ons is, glimlag in hierdie aand as ons sy lof besing. Wees gegroet daarom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Jou Skepper, jou Verlosser, jou Vertrooster. Amen. Johannes 1 vers 1 tot 3. In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat ontstaan nie. Kom ons staan.
gedeeltelike inneem. Vanaand skop eintlik af die adventstyd, die tyd van voorbereiding vir die fees van 25 Desember. Volgende Sondag gaan ons begin aftel die 4 weke van adventstyd, voordat ons dan op donderdag die 25ste Kersdiens gaan vier. En soos ons vanoggend vir mekaar gesê, ons kan amper nie glo hoe vinnig die jaar verby is. Maar hier is dit soos elke jaar. En elke jaar moet ons soos klein kinders verwonderd word oor Kersfees. Oor die persente, ja, maar die persent met 'n hoofletter. Jesus Christus, wat homself aan ons gegee het. In die woorde wat ons sopas gesing het, was dit nog die ou Halleluja lied. En hier en daar 'n woord wat al vreemd is. En nou, as ek klaar gelees het, dan gaan ons saam met Sarena sing met, ek wil amper nou sê, hierdie eeuwe instrument van die orgel wat hierdie gebou vul. En van die ander liedere, Daniel gaan vir ons 'n nuwe lied sing wat die meeste van ons nie ken, en saam met die orkesie is dit die ouwe en die nuwe, maar uiteindelik dieselfde verhaal, die boodskap van Jesus Christus. Ons gaan by van die liedere gaan ons staan, by van hulle gaan ons sit, en as die staan vir jou moeilik is, asseblief sit en sing voluit van jou se blik af. Ons lees Lukas 2. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word, en sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Daar was skaapwagters in dieselfde omgewing, wat in die oop veld gebly en snags hulle skaaptroppe opgepas het. 'n Engel van die Here het aan hulle verskyn, en die hemelse glans van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het geweldig groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle: moenie bang wees nie. Kyk, ek bring vir julle 'n goeie boodskap, wat vir die hele volk 'n bron van groot vreugde sal wees. Kom ons staan. Herders op die open velde, en die nag die engele koor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom
Sitplekke inneem. Ons gaan voort met Dr. Lukas se vertelling, waar hy aanhaal dan wat die engele sê vir hierdie herders. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid as verlosser gebore, Christus die Here. Dit sal vir julle die teken wees. Julle sal 'n pasgebore kind vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam met die engel 'n hemelse menigte wat God loof. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde vir die mense in wie God 'n welbehae het. Nadat die engele van hulle af na die hemel weggegaan het, sê die skaapwagters toe vir mekaar: Kom ons gaan reguit na Bethlehem en gaan kyk na wat gebeur het en wat die Here aan ons bekend gemaak het. Hulle het toe hastig daarin vertrek en Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê, daar aangetref. Nadat hulle hom gesien het, het hulle aan almal gaan vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat hiervan gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters aan hulle vertel het. Maar Maria het al hierdie woorde gekoester en in haar hart daaroor bly nadink. Die skaapwagters het teruggekeer terwyl hulle God verheerlik en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, presies soos dit aan hulle meegedeel is. Klein dorpie en
saam, die roem en die eer van sy heerlike naam. Al was ek nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dis of ek die engel, die boodskap oorbring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wyses het het eerste geglo. En deur al die jare behoor Jesus sy kerk, die gees en die woord kom geloof in ons hart. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. Kom ons staan. Dat hy ons
Filippense 2. Jesus Christus, hy het homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood. Ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely: Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader.
die naam. Amen. Halleluja. Halleluja. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Ons is besig met die laaste siklus van 2025, siklus 7, Paulus se brief aan die gemeente in Kolosse. In vers 15 tot 20 is een van die vroeë kerk se liedere, 'n Christus himne wat Jesus besing. En hierdie gedig, hierdie lied se woorde vertaal in Afrikaans klink so: die seun is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene oor die hele skepping. Want deur hom het God alles geskep, alles in die hemel en op die aarde, die sigbare en die onsigbare, of dit koninklike of heersende magte, owerhede of gesagvoerders is. Alles is deur hom en tot hom geskep. Hy het voor alles bestaan en in hom hou alles stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk. Hy is die oorsprong, die eersgeborene uit die dood, sodat hy in alles die eerste plek kon inneem. Want God het dit goed gevind om die hele volheid in hom te laat woon en om deur hom alles, ja, alles op aarde en in die hemel met homself te versoen, deurdat hy vrede gebring het deur sy bloed aan die kruis. En daarom besing ons hom as die Christus, die Verlosser, die Messias, maar is ook een van sy titels, hy is die leeu van Juda. Kom ons staan. Jesus.
Here, hierdie liedere wat ons gesing het vanaand, maak baie dinge wakker in 'n mens. Van julle het ver teruggedink na kinderjare, mooi herinneringe. Van julle is nog seer as Kersfees kom, vir die verlange na geliefde, na ouers, oupas en oumas, kinders, eggenote. En dis juis met al hierdie verskillende emosies wat ons na Immanuel toe kom vanaand. Here, ons aanbid U. Ons het gesing alreeds vanaand oor U en vir U. En gesê, U is Immanuel, God met ons. En Here, soos ons vanaand hier sit, met familielede en mense wat toe ons verlang in hierdie Kerstyd. Van hulle wat ver is, wat ons nie gaan sien hierdie Kerstyd. Maar dan ook Here geliefdes wat ons reeds verlaat het. Here, ons wil vanaand kom bid vir elkeen wat seer en stikkend is, juis in Kerstyd. En ek wil vra, Heilige Gees, dat U sal kom en dat U vanaand met hulle oop hande en hulle oop harte sal genees. Kom, trooster, U wat die naam het, Heilige Gees, die trooster van gelowiges, kom dan en kom raak ons aan, kom bring genesing. Mag die wonde van ons seer wat ons saam met ons dra, mag dit genees Here deur U bloed, sodat daar net littekens is. Ons sê vir U dankie dat U elkeen van ons dra, juis in tye van swaar. Kom dan Heilige Gees en doen wat net U kan doen, omarm ons, troos ons, bring 'n nuwe hoop, sodat ons weet, solank daar nog asem is in ons longe, dat die aarde draai en daar 'n nuwe oggend kom. En elke dag is U genade meer as genoeg. Here, saam met hulle wat ook seer, tot ons ook kom, U kom buig en aanbidding, daar by die krib, daar by die kruis van Golgotha, wil ons kom dans by die leë graf, en wil ons soos die disippels opkyk met verwagting na die hemel, wanneer U sal terugkom. Ontvang dan ons lofgebede in hierdie aand. Hoor ons nood as ons dit voor U kom neersit. Wil U ons aanraak? U ken elkeen se nood en behoefte, juis in hierdie Kerstyd. Here, liggaam of siel of gees. Here, finansiëel, in terme van ons emosies, Here, vrede, kalmte, in 'n tyd van angs, U woorde, kom na my toe my kind, en ek sal aan jou vrede gee. Ja, Here, ons as U gemeente, ons wat vanaand hier is, kom met beter in ons harte. Dankie, Jesus van Nasaret, die kind van Bethlehem, die timmerman van Nasaret. U is ons verlosser, die gekruisigde, die opgestane Jesus Christus, ons hoop. U is ons hoop, vir vandag, vir môre en vir die ewigheid. Ons vra dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sluit af met die besondere stille. To
Mag dan die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die krag en die troos en die inspirasie van die Gees van God, in hierdie Kerstyd by jou wees en bly. En almal antwoord, Amen. Dit is 'n lewe van